kom gerus. Ek nooi jou uit. Dis my intensie om jou te bemoedig in die konteks van die bediening van Suid-Afrika om vas te hou by dit wat die Here God aan ons toevertrou het. Ek wil vir jou vra wat hierna luister, kan ons nog in die moderne samelewing waarin ons onsself bevind, 'n Christen huwelik definieer? Wat is die kerk se rol in hierdie roeping wat op ons geplaas word om die huwelik eerbaar te hou? Goeiedag my Afrikaanse Christenvriende. Ons is so opgewonde oor die tweede konferensie van die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika wat hierdie jaar in die Hartjie van Kaapstad plaasvind op Vrydag die 25ste Oktober en Saterdag die 26ste. Ons wil vandag vir julle so 'n bietjie 'n voorsmaakie gee van wat julle te wagte kan wees. Miskien moet jy nog besluit of jy wil kom. So wat ek wil doen is ek wil so 'n bietjie meer detail vir jou vandag gee dat jy kan besluit of jy nog wil registreer betyds om ons konferensie hier in Kaapstad by te woon. Kom ek begin met die eerste spreker, Dr. Chris Simon gaan vir ons 'n boodskap bring om vas te hou aan die woord van die Here, aan ons belydenis, en hy gaan preek uit Hebreërs 10 vers 23. Kom ons hoor gou so 'n kort uittrekseltjie van wat hy vir ons gaan aanbied. Op die 25ste Oktober vind daar 'n konferensie in die Hartjie van die Moederstad plaas. 'n Konferensie aangebied deur die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika. En ek is bevoorreg om ook by daardie geleentheid die woord van die Here te mag bedien uit Hebreërs 10 vers 23. Waar ons net uit die Here se woord en deur die krag van die Heilige Gees mekaar wil aanmoedig om vas te byt, om te volhard, om moed te hou, veral in die tyd van vervolging waar ons getrou aan die Here se woord wil wees. Ek self en ons gemeente het intens deurgeloop onder vervolging, juis om hierdie rede. Net eenvoudig omdat ons getrou wil bly aan die goeie herder, ons Here Jesus Christus. Miskien is jy in dieselfde bootjie, of miskien ken jy iemand anders wat in daardie posisie is. So kom gerus, ek nooi jou uit, kom deel saam met ons in die vreugde van om onder die woord van die Here te wees, en saam bemoedig te word. Ek sien jou daar. Wonderlik, prys die Here. Dan het ons dominee Julian Olivier wat daar van Groblersdal se wêreld afkom. Hy is 'n oud Vrystater wat in Bloemfontein studeer het. Hy het daar opgestaan vir die Here. Die Here het vir hom die gawe gegee om te preek en ook op te staan vir die reformatie, vir die woord van die Here. Hy gaan met ons kom praat oor die huwelik. Julle sal weet, in van die hoofstroomkerke, die NG Kerk se algemene synode, het hulle nou nuwe ruimte geskep dat jy hoef nie meer die huwelik tussen man en vrou te eerbiedig nie. Kom ons hoor gou so 'n stukkie van wat dominee Julian Olivier vir ons gaan kom aanbied. Ek is so opgewonde oor die komende konferensie wat gehou word die 25ste Oktober in Kaapstad, gereël deur die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika. En ek het die voorreg om die woord van die Here daar te bedien, waar ons spesifiek gaan praat oor 'n eerbare huwelik en die oordeel van God. Ek wil vir jou vra wat hierna luister, kan ons nog in die moderne samelewing waarin ons onsself bevind, 'n Christen huwelik definieer? Buite 'n definisie daarvoor gee, kan ons dit nog verdedig en behoort ons dit nog te verdedig, of kan ons ruimte maak vir 'n klomp ander definisies daarvan en verskillende maniere om dit in te kleer? Wat is 'n eerbare huwelik volgens die Bybel? En wat word bedoel by die oordeel van God volgens die Bybel? Wat is die kerk se rol in hierdie roeping wat op ons geplaas word om die huwelik eerbaar te hou? Ons gaan al hierdie dinge probeer beantwoord vanuit die skrif en spesifiek uit Hebreërs 13 vers 4, waar die Hebreërs skrywer sê, hou die huwelikslewe onder julle eerbaar. En hy waarsku dan ook dat die wat ontug is en die wat egbreek pleeg onder die oordeel van God sal val. En ek is so opgewonde om dit met julle te kom bespreek. So ek hoop om jou daar te sien en ek hoop dat die Here hierdie geleentheid sal gebruik om ons as kerk terug te roep om die waarde van die huwelik in die samelewing mooi te kan verstaan en te verstaan hoekom hy dit vir ons gegee het in die eerste plek. So opgewonde, sien so uit en ek kan nie wag om julle daar te sien nie. Wonderlik, ons sien so uit om dominee Julian Olivier hier te ontvang. Ons hoor ook dat onlangs het hy pappa geword. Ons prys die Here daarvoor.
Vervolgens het ons dan 'n baie lekker koffietafel gesprek, 'n vraag en antwoord sessie tussen 'n paar predikante, Dominee Julian Olivier, Dominee Ernst Gottschalk en Dr. Chris Simon, en hulle gaan 'n bietjie praat oor vervolging in die kerk, om getrou te wees aan die Here Jesus. Hoe hou jy uit? Hoe hanteer jy dit as daar vervolging in jou kerk is? So hulle gaan daar 'n bietjie raad gee, lekker kuier en praat en jou probeer bemoedig. Miskien kom jy uit 'n gemeente en 'n kerk waar jy ook vervolging ervaar. Daarna gaan ons lekker saam middagete hê en dan gaan ons bietjie gesels met Dominee Tommy van der Walt. Nou, hy het 'n merkwaardige getuienis ook, hoe die Here hom gered het. Hy kom uit die gereformeerde baptiste. Hy was daar in Washington by Mark Dever hulle gewees en het daar 'n kursus gedoen, teruggekom Suid-Afrika toe en die Here het hom geroep om 'n nuwe uitgewery hier te vestig wat top reformatoriese boeke wat in Amerika is, soos byvoorbeeld hierdie boek van R.C. Sproul, Everyone is a Theologian, te vertaal in onder andere Afrikaans. Hulle het ander boeke wat ook in Zulu vertaal word. Ons gaan bietjie met hom gesels en hoor hoe die Here hierdie bediening begin het in Suid-Afrika. En natuurlik gaan daar ook by die boeketafels van hulle boeke beskikbaar wees. Dan gaan ek met ons praat oor een van die nuwe reformatoriese reuse wat ons herontdek het in Suid-Afrika. Verlede jaar het ons mos gekyk na Prof. B.B. Keet. Hierdie jaar het ons 'n soortgelyke projek, maar op die eerste Kosa Calvinus wat ons ontdek het. Ons gaan so 'n bietjie 'n biografiese prentjie van sy lewe skets. Die boeke gaan beskikbaar wees. Merkwaardige goud en diamante wat ons in sy lewe kon ontdek het. Hy staan in Kaapstad in 1866 waar Andrew Murray gepraat het. Staan hy op en hy waarsku die Europeërs om nie die Europese liberale teologie in Suid-Afrika in te bring nie. Dit gaan 'n merkwaardige praatjie wees wat jou ook, dink ek, sal kan bemoedig. Dan het ons 'n baie interessante gesprek oor die tweede mees geleesde boek sedert die Reformatie. En watter boek is dit? Eerste die Bybel, tweede watter boek? Die Pelgrim se reis. Julle ken die verhaal, The Pilgrim's Progress. Hier is 'n Afrikaanse kopie wat ek het. En ons is so opgewonde om uiteindelik weer 'n nuwe vertaling daarvan in Afrikaans beskikbaar te stel. Ons het 'n pragtige, klassieke Afrikaanse teks ontdek en ons het dit bietjie aangepas en 'n pragtige nuwe omslag. En ons gaan 'n interessante paneelbesprekingkie daaroor hê, die relevantie daarvan vir kinders en mammas en pappas om daai boek met hulle kinders deur te gaan. Ek het byvoorbeeld hierdie Engelse ene met ons dogter deurgegaan en dit is 'n merkwaardige verhaal. Nou daar gaan ons die kundigheid hê van twee dames, mevrou Alta Foster. Sy was betrokke by die vertaling van 'n Afrikaanse edisie vir kinders en dan ook Yvette Coetzee, wat betrokke was by die vertaal van die nuwe uitgawe. Net so 'n paar redes hoekom ons besluit het om dit te doen. Nommer 1, T.U. Soga, oor wie die konferensie gaan, hy het dit in Kosa vertaal vir sy mense. Ons gaan daardie vertaling ook by die konferensie hê, en ons het toe besluit, maar kom ons fokus hierdie jaar in op hierdie aangrypende verhaal. Nommer 1, so dis T.U. Soga het dit gedoen, so ons het 'n nuwe Afrikaanse en dan die Kosa vertaling. So ons wil dit herontdek en dan, daarom het ons hierdie paneelbespreking, ons het 'n nuwe uitgawe daarvan en laat ek net ietsie sê oor die verhaal, dit is 'n storie, dit is 'n allegorie van die Christelike lewe, propvol van die Bybel en gee kinders sowel as ouers die gereedskap uit die skrif om te volhard. Dit gee perspektief en herinner ons dat ons op die nou smal pad van die evangelie moet volhard. Al is daar oppositie, gevare, verdrukking, swaar kry, is daar 'n kroon wat vir ons wag in die hemelstad. Vriende, klink dit nie belovend nie? As jy nou dink, as jy kinders het en jy kan hierdie verhaal gebruik as 'n verhaal wat 'n teenvoeter is vir die verhale van die wêreld, en hier is hy heerlik verpak en verryk met Bybeltekste vir ouers en kinders. Ek dink dit gaan heerlik wees en die boek gaan beskikbaar ook by die konferensie wees. Dan ten slotte, om die dag af te sluit, is ons so bevoorreg om Dominee Willem Nel, hy's 'n gereformeerde baptis wat uit Kreersdorp kom. Hy gaan vir ons afsluit ook om vas te hou aan die evangelie. Hy gaan vir ons preek uit Filippense 2. Kom ons hoor gou wat hy op die hart het.
Filippense hoofstuk 2 vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle ook skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. As die Here se wil daarby is, kuier ek saam met julle by die Instituut van Reformatie se jaarlikse konferensie in die Kaap, en dis my voorreg om saam met jou uit die hart en uit die woord van die Here te dink oor die waardigheid van die Here Jesus Christus, en dis my intensie om jou te bemoedig in die konteks van die bediening van Suid-Afrika om vas te hou by dit wat die Here God aan ons toevertrou het, want Jesus is dit werd. Ek nooi jou uit en ek sien jou daar. Tree saam met my in gebed vir wat die Here daar gaan kom doen, en mag ons tyd saam geseënd wees tot lof van sy heerlikheid. Prys die Here, ons sien so uit na al hierdie leraars wat gaan kom om saam met ons vas te hou aan die Here Jesus. Vriende, en dit is die Afrikaanse dag. Die Engelse dag is nog propvol ander interessanthede wat ons volgende week ook sal vir julle verduidelik. Net die laaste 2 of 3 goedjies gou sê. Ons gaan 'n klomp boeke daar hê, reformatoriese boeke om jou te bemoedig, om jou toe te rus, soos 'n geestelike hospitaal vir ouers, vir kinders, vir predikante, wat jou kan oproep, wat jou kan toerus om getrou te bly aan die Here Jesus Christus. As jy registreer, gaan jy ook 'n gratis kopie kry van die TU Soga boek, of in Afrikaans of in Engels. Vriende, ek wil jou uitnooi. Wil jy nie daaroor gaan bid nie, of jy hierdie jaar wil kom, maak nie saak in watter kerkverband jy is nie, as jy honger en dors vir ware reformatie, as jy moedeloos is, as jy toerusting nodig het, wil jy nie saam met ons kom kuier en bande smee en hande kom vashou, ter wille van die evangelie van Jesus Christus in Suid-Afrika. As jy hieronder kyk, kan jy druk op die skakel vir die Afrikaans of vir die Engels, of jy kan sommer die QR-kode ook hier skandeer en registreer vir ons konferensie. Ons sien vreeslik uit daarna om jou hier in Kaapstad te ontvang. Totsiens. Ek self en ons gemeente het intens deurgeloop onder vervolging, juis om hierdie rede. Net eenvoudig omdat ons getrou wil bly aan die goeie herder, ons Here Jesus Christus. Miskien is jy in dieselfde boot, of miskien ken jy iemand anders wat in daardie posisie is. So kom gerus, ek nooi jou uit, kom deel saam met ons in die vreugde van om onder die woord van die Here te wees.